Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek in die kombuis saam met Moniba Kamali. God, begin die ding alweer. Hallo julle, luister julle weet as ek so lag inkom, maar weet julle nou weer iets het gebeur aan, en is net Tante Elsie. Ja, Rivie Tante Elsie weer kom. En ek sê julle elke week, julle wil nie weet hoe gaan dit agter die skerm sê. En ek lieg nie, julle gaan nou my gas hoor en dan kan julle sien dit is absolutely die waarheid. Nou kyk julle weet mos nou verlede week het ek gekuier in die Kaap in Wales Street. Ek kan nou nog nie glo daar bly mense daar in daai straat, but it was like absolutely amazing. Nou vandag kuier ek weer lekker hier in Belgrade weer hier by ons mense, né? You know. En ek gesels met Auntie Moniba. En ek hoop, salam alaikum, Auntie Moniba. Salam warahmatullah. Geniet van my daai lekker. Salam. There you go, daai is 'n bietjie beter. Maar kyk, jy sê gou vir ons mense nou daarso. Het ek nog gelieg toe ek nog praat van Auntie Elsie? Glad. Sien julle, ek maak die stories op, dit is net so. Maar Auntie Moniba, vertel gou daar vir my, wat maak jy vandag vir my hier? Want ek sien net 'n klomp speserye, sien ek 'n mooi bakkie vleis, en dan sien ek 'n vullisdrommetjie hier, wat die eerste keer is vir Pro op die program by Duis reg so. Verduidelik vir ons mense, wat maak ek, of waarmee help ek vandag? Vandaag maak ons 'n curry dish named kalia. Wat so goed? Kalia. Dis Kalia. 'n kind of a curry dish, ja. Is afkomstig, hulle sê soos van Mauritian en Cape Malay and then that Indian as well. So dis kalia is amper soos 'n biryani, even maar apart met die rys apart en die kalia apart. Kyk, jy het Auntie Elsie gesê dat Moniba dit moet maak. Nee, eintlik hulle ek het Ek vra maar want Auntie Elsie is my baie lief vir biryani en really nee. Dis Okay. pro amper soma is mos nou net. Ek vra maar net, want julle weet dat Elsie kon voor ek aankom, né? En dan konkel sy so ja, ek vra maar net. Abida moet ek nou alweer in hierdie episode bedank. Julle weet ons gaan so aan, but I just love it too much, man, I love it too much. Nou, Auntie Moniba, ek begin van my aardappels, want ek sien nou weer hier, iets om nou weer alles klaar uitgegooi en wat ook al, en dan gee sy vir my nou 2 aardappels om vir my mee besig te hou. Ek weet hoe lank vir my eintlik kan gaan. die Abida eintlik die ei vir ons doen. Die ei? Want okay, skil maar die aardappels gaan maar aan. Ons vir die resepie aan die Abida gaan ons maak hier 1 kilogram Ja. lamb meat. Moet dit lam wees, lam is teer. Jy kan mutton maar gaan maar 'n bietjie Langer wees. Eintlik kan jy chicken ook gebruik. Dis chicken. Okay, maar amper soos nou, ek het nou verlede week het ek gehoor, die mense het nou sommer glad pickled chicken gemaak. Okay, voor ons verder gaan, wat se bestanddele maak jy ons nog vir hele lekker dis? Reg, dis 'n kilogram lamb. Ja, Dan is dit jeera powder. goed hoeveel? So 2 tablespoons jeera powder, 2 tablespoons kulchana, Ja, a teaspoon chili powder and a teaspoon turmeric. alright, en dan sien ek ons het twee Dan is russies dit hier. nou jou droë bestanddele Ja. is nou so 5 cardamom pots Goed. en 5 stokkaneel. Ja. En dan so 1 of 2 russies hang af hoe sterk jy wil. Okay, dan wat is hierdie en dan? Dan is dit nou jou whole jeera. Goed, Dit word nou saam met die olie so gebrys voor. net so gebrys, ja, Okay. gezoes. En dan dis jou saffron en jou sout. Sout, okay. Ja, dan het jy mos nou jou eie nodig om Ja. te fry apart. Ja, so dit gaan nie Apart. saam gedoen word nie. Ja, so aan die Okay, nou laat ek gou sien, waarmee begin jy nou en wat gaan nou hier gebeur? Ja. Want ek So ons gaan nie nou op- ons eintjies vuil maak, hè. Okay, We gaan maar nou die lamb ga daar. in die bak. Ja, Ja. Dan kan jy nou so jou speserye ingooi. yes. Nou ek sien nou jy gebruik nou die droë speserye wat daar bo gaan. Doen jy nooit dalk 'n pys met die speserye nie? So partymal doen ek maar dan Anders kan doen jy hulle nie. ja. Wanneer ek vra maar want ek is al vir al die jare wat ek kos maak was ek geleer gewees om nooit met speserye soos daai in te gooi nie. Ek moet dit in 'n pys maak met 'n bietjie water. Jy kan So, dit in 'n pys maak as jy ja. wil, maar ek gooi Okay. sommer nou Alright. alles. Okay. So nou wat? So nou gooi jy jou al die bestanddele, so Ja. dis die sout, Uh, die voor ons gou verder gaan, hoe sny ek hierdie aardappel? net so cubes, so 4 cubes. ja. Okay. Alright. So nou gaan jy jou sout kies in, soos dis 2 teaspoons of salt. Ja. 2 hoe sê jy teaspoon? Teelepels. Ja. 2 lepeltjies. Ja, en jou korte saffran. Goed.
Reg, so hulle gaan sommer almal saam in. Alright. En dan word hy nog gemeng. Dan word hulle nog gemeng, so ek gaan nou my handjies Soos in 'n marinade. maak, ja, soos Word hy nog 'n- oornag word. So 'n halfuur of 'n uur voor die tyd, oordag is natuurlik mos nog beter. So ja. Alright. So nou meng ons nou lekker vir hulle almal saam. Ja. As jy nou wil, soos aan die Abida sê om jou watertjies en jy pys te maak, is maar nou dis mos nat, so hulle gaan mos sommer nog nat word nou een keer nou. So as jou koppie tamatie. As daai gewone tamatie of blikkie? Gewone. Alright, en hoeveel tamaties Dit aan? was een tamatie. Yes. Een klein tamatie. Ja. Okay, hy lyk nogal baie groot dan. Okay. En hy was nog 'n liquidise, né? Dis geliquidar, jy kan hom rasper, jy kan hom sny, jy kan net soos jy verkies. Goed. Né? Okay. Dis waar dit mooi fyn klein houertjies is wat daar by daar. 'n mooi klein fyn houertjie. Ja. So ja, dan is dit nou 'n koppie yoghurt. Yoghurt. Ja. Maar as ek nog nie yoghurt het, maak ek cream, kan ek daai gebruik? Jy kan maar seker Is cream dit? gebruik, Oh, maar okay. die resepie vereis ons nou die yoghurt. Like it, daai is like 'n binding. Ja, so ek kan nou Okay. Alright. Nou wil ek nog gou. so nou meng jy hulle lekker saam, almal is nou in. So cardamom pots kan jy bida so reg cardamom pots in Ja, ek kan sê karamong. sê karamong Ja, en sê die karamong. terbestaan jy lê Ja. nou sommer in meng. Moet ek dit omgooi? Ja. Die ginger, garlic and ginger paste. Ja. Dis about 70 Een lepeltjies. lepeltjie. Wat sê? So Wat wat sê? jy aan die bida? Hierin. Ja. Wow, okay. So alles. Ja, gooi sommer alles in Hier zo. en dan jou En hier. dis reg. Okay, is twee, dis is. Die gaan nie my bek brand nie. Hulle is 'n bietjie sterkies, maar hulle is Net so heel of net om opsny. nee, gooi hom net so jou. Net so jou. Jy kan dit opsy as en anders gaan hy baie sterk is. As ek opsny. Ja, jy sê hy's 'n bietjie sterker. Nou wat maak hy? Dis eintlik so sterk, die pitte binne. Die sipitte binne en dis hang af van die seisoen. So die tyd dan is hulle verskriklik sterk en dan partymal is hulle baie swak. So die risiko is 'n bietjie baie sterk. Dis hoekom ek hom nie opsny nie. Ja, want hier is mos nou chili powder kies ook mos nog. Ek moet nou vir julle sê, daai is nou weer 'n tip wat ek nou vandag geleer het. Ek het nooit geweet dat 'n russie kan sterk en nog swak word Yes. met tye of seisoene nie. That I did not know. Bly julle nou net gou daar, ons is nou weer terug. So dan Nou, ek het julle gelos met daai noot waar ek vir julle gesê het, ek het vandag nou iets geleer by Auntie Moniba, né? Daai russies, dis ek gebruik die amper russies by die huisie, Auntie, maar daai moet ek nou sê, daai was nou vir my lekker 'n wonderlike tip om russies nou wat sterk is vandag en môre is hy nie sterk nie. So daai's okay, daai's okay. so die Nou, seisoene is ja. Ja. So. as in seisoene is, okay. Amper so seisoene met die vrugte en allerlei tipe van goeders. Nou, hier nou daai yf gesny, waartoe gaan daai yf nou? So aan die biede, ek gaan ons nou vra hier in die olie en bottertjies het ek in die pot gegooi nou hier. Botter en olie. Is piece of butter, Goed. klein stukkie botter en Okay. so 'n koppie of bietjie meer as 'n koppie van olie. Alright. Reg, nou moet hulle lekker warm word. Dan gaan ons nou die eiwe Ja. vry, soos vir biryani ei so. Okay. So van die- Alright. En as hy klaar is, dan waartoe gaan hy daarin? Dan gaan hy hier ingemeng word. Ja, as hy Okay. afkoel, dan gaan ons hom hier inmeng Ja. en dan moet hy nog 'n bietjie staan ons nou vir 'n tydjie. Yes. Dan gaan hy in die pot Uh-huh. en dan is jou kalia klaar. Dan moet hy kook so vir 'n 45 uur omtrent Ja. tot jou vleis lekker tender is en die water is nou weggekook is. Nou as ek nou gou mag vra my wees, die nou 'n dom vraag. Maar hoekom word die ei van nou nie eers bruin en dan gaan hy daar binne in? Hoekom gaan die ei gebruin uit dan binne in Nee, daai? maar dis mos wat 'n verskil maak. Kalia. Anders kan ons nog net gewone curry in die ei mos gemaak het, dis hy mos nou gewone curry. Ek dink dit is maar net wat hom verskillend maak van ander curries, ja. Okay. Alright, nou gooi hom maar in die pot, laat ek maar sien wat gaan nou daarin. Laat ek maar gou hoor wat is die storie. Nou Auntie Moniba, as jy nou ek sien nou en dit klink vir my nou asof jy kan goed kos maak. As dit jy moet so goed leer maar so dat aangaan. Ja. Jy leer maar soos jy aangaan. Nou vandag kan jy dan op my 'n ding of twee leer. So hoe is dit nou moontlik? Kyk, 'n mens leer mos by jou foute. Yes. So hoekom ek so vir op die russie is van my eerste pot wat ons begin het, was skrikkelik sterk die kos. Yes. So dis hoekom ek altyd daardie gedagte het van jy
Ek moet pas op vir my russie. Okay, maar hoe het u nou gehoor van die Russie storie nou? Nee, soos ons nog aangaan met die kokerye Ja. en dit, nou as ek kook, nou sê maar Desember maand, Yes. dan is dit baie sterk. Dan voel hy net baie sterk as in ander maande. Dan is hy nie so erg nie. So ek het hang af soos die seisoen nou is, soos ek verduidelik het. Ja. So Okay. ek nou agtergekom. En nou kyk hier, ek weet nou of julle opgelet het, maar julle weet mos nou al, as ek mos nou iets skil of whatever nou, ek altyd 'n sakkie en dan gooi ek maar nou die goeie. Maar vandag is dit nou weer nog 'n tip hier. Die ding sien ek nou al so lank al in die winkels, maar ek het nou nooit so regtig notiesie gevat van wat is die eintlik regtig. Hierdie vandag sien ek hom, ek kan hom gebruik vir 'n tafel vullisdrommetjie so altyd. Daar sê en nog ietsie vir my kwart. Nou, aan die manier by jou aardappels is klaar, né? Jou aardappels Ja, is die klaar. aardappels gaan dan 'n bietjie gewas word. Yes. En sodra ons klaar met die ei, dan Ja. kan hy bietjie daarin gebak word. Okay. So is nou daar kan gou net vir my maar so maar een keer afwas daar sien dat hy nou klaar daar uit is en so aan. Ja, sê kan jy? Oh, hy is sommer binne die rystreine afgewas. Ja, dit is 'n bietjie druk nou daar. Alright. Dan gaan ons in die olie, ons wil jy moet die hele batterye doen. So Dan gaan hy nou amper soos chips. daar gaan staan nog mooi. Ja, nou wag. Hy gaan nou soos chips wees wat man nou net in blokkies gesny het. Okay, that's it. That's good. That's good. Dan die manier, as ek nou praat van kos maak, kyk hier, ek sê altyd, as iemand van my vrou, ek van kos maak, dan sê ek nee. Maar kan ek kos maak? Ja. Nou, wat is die storie? Ek dink ek is eintlik basies dieselfde as in die aanbieding. Ja, dit is my werk, so ek moet dit doen. Exactly. Verstaan en die Exactly. Nie dat ons het wou doen nie, maar ons moet het doen. Right. En dit is nou eintlik 'n groot dis storie. 'n storie, want ek moet hom doen en ja, Het jy 'n keuse nie? dit is nie maar dit ons gaan aan. Maar kyk jy, is daar daarom 'n balance waar jy daarom nou 'n dag of 'n naweek nou sê of besluit om te sê, kyk hier, ek is nie vandag in 'n mood vir kos maak nie, man. Julle moet maar na julleself sien. Hantie Pieter, Ja. most of the time moet ek kos maak vir die huis en ek moet kos maak vir die werk. So Okay. daar is jy se dag, partymal as ek nou nie redig wil nie, dan is hom nou natuurlik takeaway. So die weer weet dit. En hy sê dat hy sê goed nie. Hy is nie Daai takeaways is nie goed nie. Is nie goed nie, né? Is nie goed nie. Want jy weet daai takeaways gaan sit daar op die heup. Dis daar nou mooi in die video. As ons hulle sal sê, wat so goed. En die as ek gee gou weer hy storie wat hè? A taste on the lip is a lifetime on the hips. Dis Ja. Is it? 'n oomblik op die lippe. Dis 'n week 'n leeftyd op die lippe. Okay. So maar ek moet sê ek sê altyd ek hou nie van kos maak nie, maar ek kan kos maak. En as ons nou staan vir my hier, maar dan kan maak sê aan die heeltemal Uit die kibla uit. Nou wat ewer die case my be. Maar as ons nou praat hier van kos maak, hoe oud was u toe u nou begin leer kos maak? Wel, voor ek nog getroud was ek in die huis nog met my ma. Ja, En ons twee was basies alleen, my pa is oorlede. So, my alle grandchildren. en so sy het nou basies vir my die basis geleer. So dan lees sy af een was af. Ja. So dan moet sy nog vir my verduidelik hoe om te maak. Sy die eiwe dit doen dat en so voort. En so het ek maar nou aangeleer. So basies is dit ook al die gedagtes wat terugkom van haar, hoe sy my basies gemolded sal ek sê. Ja. Okay. En stikkie nog steeds na die method wat mamma geleer het? But al my, laat ek sê, al my Ja. dishes is basically die basics wat mamma my geleer het. Ah. Dat sal ek sê. Maar soos ek die jare aangaan in die boeke, 'n bietjie chop and change. en die tubes en die Googles aangaan, en dan so leer jy ons nou natuurlijk aan. Okay. Nou soos julle nou daar kan hoor, almal van ons kom ons maar nou van dieselfde ding af, né? 'n bietjie hier geleer, 'n bietjie daar geleer, steel hier met die oog, steel daar met die oog en dan by die einde van die dag, maak ons maar nou sommer 'n dingetjie mos maar nou ons eie. So ja, bly julle gou net daar wanneer ons terugkom, gesels ek verder met Auntie Monica. Kyk hier. Ek nog gou vir julle nou mooi sê. Hier leer ek vandag weer twee dinge. En my oorlede ma, mag Allah vir die Jannah vergun, het altyd gesê, as 'n mens niks geleer het, niet vir 'n dagie, dan het sy nie reg geleef nie.
So nou, hier kan ek julle sê, ek het 2 dinge geleer. 'n Russie wat sterk is en nie sterk is nie in seisoene en natuurlik 'n vullisdrommetjie op die tafel vir jou vullis insteek van 'n sakkie. Nou okay, Antimoniba, lekker klaar neergedoen. Ywe is lekker klaar bruin, soos julle kan sien, ons loer gou, daar is die ywe lekker bruin. So die ywe gaan op die ou en daar in en wat ook al. Ek sien olie is lekker warm. Wat gebeur nou gou daar? Reg, so die aardappels wat Yes. jy weet dan nog so mooi geskil het, Yes. gaan ons nog 'n bietjie so bruin maak in die pot. Yes, okay. Want na dit gaan hy saam die kalja, Ook voor die daar. kalja klaar is, dan sit jy so half uur voor die tyd Okay. dit in die kalja. Alright, en dan nou iets van my werk gegee. Wat moet ek hier doen? Reg, so antjie gebida gaan nou die rysies kook. Yes. Um, 3, hoeveel rys sê gou daar vir ons mense? dit was nou 2 koppies rys. Wat dan klaar jy in nie? En die wat is die ding? Dit is nou 'n ryskoeker. 'n Ryskoeker. Nou hoor julle nou, 'n ryskoeker. Okay, ek gaan julle niks verder sê nie. Ek weer nou hoor nou net van 'n ryskoeker. Okay, ons gaan nie chatjie, né? Ons gaan nie chatjie. Ek gebruik nog potte. Hulle gebruik ryskoekers. So ons gaan dit vir hulle. Okay, so 3,5 koppies is in. Daai sê rys. Nou wat moet ek maak? Nou so 3,5 koppies Water. Dis Is dit die regte koppie? Ja, dis die regte koppies. Okay. 3,5 tel saam met my toe. Ons gaan nog gou hierso. Right, daar is 1. Hy is 2, het hulle getel. En hy is 3 en dan 1,5. Okay. There you go. Hy is 3,5. So nou wat doen ek nou? En nou gaan jy dit so 'n teelepeltjie, 2 teelepeltjies level soutjies en die bottertjies in. Nog botter ook. Yes. Sjoe. Sê vir my mooi, En dis hoeveel? nou 'n level. Ah, Dis reg so ja. ja, en nog een. Ja, so 2. Okay. Level, dat is een There you go. Is 2 nie? 2 jaar Alright. En dan die botter. die bottertjie. So, wat maak die botter as ek nog gou mag vra? Die bottertjie maar seker net 'n bietjie van 'n smaakie, As hulle ja, en dan maak 'n bietjie gouer sag, dink ek. Ja. Okay. Okay. Reg, nou skakel aan die video vir aan. Aan. Dit ook jy op. Okay, en dan sit ek daar aan. Ja, druk jy maar nog. Jy sit af, Ja, right? En aan. Dit sê, as jy luk jy anders, dan Ja. is ek besig om te kook, reg? Okay. Dit sê. Dan gaan ons nog gou die aardappeltjies so bruin maak. Abida, en nou los jy daai rys net so. Ja. Hy sal self afswitch en hy sal nie brand nie. Ja, hy gaan van self af en dan is hy klaar. Nou, daar sit Auntie Elsie. Nou praat ek gou nog met Auntie Elsie nou gou deur julle, né? Nou Auntie Elsie so dan. Ja, Hoekom? want ek kan nie rys kook nie eens in 'n double boiler sonder om hom te brand nie. Auntie Elsie is nou al vir jare getroud nou met oom Maxwell. Hoe is dit nou moontlik? Is As van jy nie kan kleintyd af. Abida is van kleintyd af. Abida, die enigste manier wat ek pampoen kan kook is in 'n ysterpot. Ek sit my pampoen vroeg op, dan sit ek net bietjie olie en suiker in en dan sit ek daai plaat laat hy net warm is. Dan vanmiddag as ons wil Sondagmiddagete eet, Ja. dan is die pampoen gaar. As ek hom gewoonweg kook, ek brand vir hom laat daar van hom niks oor is nie. Ag, toe maar aan die Elsie. Partymal brand ek ook so die goed. Ek brand en ek rooster word aan mekaar. So dis nie Maar nou kyk jy dan dog ek nou dat ek is die kwaai in die kombuis nie. Ek brand dan nie eens my goede nie, maar ek is die kwaai in die kombuis. Hulle is reg sulke experts in die kombuis en hoor op brand hulle hulle goede. Abida, ekskuus, ek onthou van 'n ryspot wat in die astrom beland het. So, trek terug jou woorde, vrou. Okay, maar daai ryspot wat Auntie Elsie nou van praat, nie? Julle ken mos nog hy ou tyd se hardpotte wat mamma hulle en ouma en goeters mos gebruik het, nie? So nou eventually het die goeters mos nou gekom na my toe. En toe ek mos nou trou nou 30 jaar gelede, toe wou ek mos nou nie paard met hierdie goede nie, want sy kry mos nie nog hierdie goed nie. Julle weet, die pot se handvatsels, nie? Die handvatsels het daar afgebreek. Ek gebruik die pot. Die pot het al geval 2-3 dente in. Ek gebruik nog steeds die pot, want dit is my ryspot, you know. Almal van ons het mos daai kind of 'n ding. Nou kom dogter en daar is 'n dogter vir rys op en vergeet van die rys. Ek by die huis kom. Sal sy my sê mos nou sy die pot verbrand en sy het dit in die tronk gegooi. As ek geluk, ek kan iets opkom. Want dit is mos my pot. Hoe kan sy my pot in die tronk gooi?
Maar eventually, okay, ek het maar nou daaroor gekom. Maar dit is hoekom my pot gebrand het. Ek het nie my pot gebrand nie. Anders het ek nou nog my pot gekry. Dis jou storie, stiek dood. Ek weet nie van julle nie, maar ek stiek nog met my ou goede man. Dit is maar nou net, ek net gewoon. Wag, laat ek julle gou die storie los. Kyk jy, ek praat nou van seker so 28 jaar gelede. Nie klins getrou. Koop Habi mos nou vir my 2 ANC potte, né? Die plat een wat ek gebruik vir die panpot en dan die groot een vir die pot. Nee, toe koop ek mos nou vir my nou, hoeveel jare koop ek nou vir my 2 nuwe potte? Nie 2 nie, maar 'n paar nuwe potte. Nou vra ek vir dogter en vir skoondogter, het julle ANC potte, hoe Here, al 2 skree, we wish. Toe sê ek nou, okay, nou vandag as ek julle wish. Toe sê ek, as 'n pot vir jou en 'n pot vir jou. Vir my klink dit en lyk dit soos ou potte, wat weet julle hoe daai 2 aangegaan, oor daai ou potte, want vir hulle was dit op daai oomblik nuwe potte. So ja, hulle is nou weg met my ANC potte en ek het nou ander potte wat toch te lekker weer. Maar nou laat die Elsie die potte ook hê, maar ek weet nie wat gaan dan met aan die Elsie nie. Maar kyk hier, ek wil gou vir julle hier wys nou. Ek het nou die nou lekker die plankie dan gebruik. Kyk hier so, te oulik. 'n lekker kind of a standje, so aan sit in die platie, hy staan like so. En die arme mens, as hy nou kan gepraat het, dan het hy nou seker gevra, nou hoekom lê hy hier? Want hoekom was hy nou nie gebruik nie? Maar ek verstaan, die mens was nou eintlik vir my neergesit, en toe dan die Elsie nog gesê, my vingers is te kort. Daai mens gaan saam met my huis toe, Albida. My vingers is te kort, so ek wil hierdie mes maar neersit en dan moet ek maar die ander een gebruik. Maar inderdaad, okay. Soos julle nou kan sien, eiwit is klaar. Vleis is lekker gemarineerd, aardappeltjies is in die pot. Gou 20 sekondes. Wat gebeur nou gou as alles klaar is? Die eitjies moet ons nou by die marinade gooi. Yes, okay, daar gaan hy. En dan gaan hy op die ou in die pot. In die pot en dan moet hy kook. Dan is hy basies klaar. So dis net 'n trikkie want hy moet nou fyn gekap word. Wat moet jy doen? Okay. Nou ja, terwyl die ander gou hier by mekaar sit, los ek gou vir julle, wanneer ons terugkom, dan wys ons vir julle hoe lyk hierdie, wat sien dan? Kalja. Dan wys ons vir julle hoe lyk hierdie kalja pot. Nou ja, julle kyk nou net hoe lekker lyk die vrou se kalja. Ek wil nou nog weet, hoe het die naam ontstaan, maar ons los dit maar so, en steek net van 'n curry soos ons dit weet. Maar ek gaan nie nou nog daaroor strei nie. Nou, Auntie Moniba, skep vir my 'n bietjie om te proe. Soos Auntie Elsie sê, ek moet proe, ek moet nie verkies. So, ja, net maar 'n bietjie om te proe. En dan gaan die man nou net saam met my moet proe. Daai is genoeg, ek moet net proe. En kyk hier, ek wil nou proe die rys, want die rys was gemaak in 'n ryskoeker. En julle ken van my met al die nuwe bestakels. Daar is genoeg. There you go. Laat ons gaan. En proe nou samen met laat ons gaan sien. Maar ek moet vir julle sê, die color like absolutely amazing. Absolutely amazing. So ja, kyk hier, as jy nou die op die rys gooi. Wat meer wil sy hê? Kyk hier. Sjoe. Bismillah. Die rys. Ja. Nou kan ek sien, hoe gooi die vrou 'n bietjie potte in haar rys. Nog 'n tip. Ek weet van 'n bietjie olie in my rys. Maar nou kan ek my olie 'n bietjie kan ek nou change en dit nog gaan nou vir potte, né? Nou. Die vlees. Absolutely so sag. Ek hoef eers te kou nie, dit breek sommer. Net die waar ek gekou het, daar breek het sommer. Nou kan ek sien, hoekom gebruik sy lam. Nee, maar hy is mos nou sag. Hoeveel keer het ek nou al geproe? 12. Auntie Elsie sê 12 keer, kan julle sien nou, ne? Lol weer eerste met my, ne? Maar as ek nou weer met haar lol, ne? Dan gaan het nou weer. As het nou weer ek, maar sy lol eerste met my. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan net vir julle jaloers maak. En vir julle sê, ek gaan weer hier kom kuier. Baie aspirus gaan ek nou wees om weer hier te kom kuier. Net om nou weer iets anders te kom proe, maar ek moet vir julle sê, really, en julle weet, ek maak nie grappies sê, absolutely
Amazing. Die taste, truly. En ik ga vir sê, ek is nie so curry ene nie, nee. Maar as 'n curry vir my lekker is, sjoe, dan is hy lekker. Oei. Hoe sê dat oor die koffiekapitaal? Ek kan helemaal niet jaloers maken. Maar jullie weten natuurlijk, ik en de Elsie, bedrijf Prime, Anke Mag, en jullie weten ons het altijd gehoord. Ons gaan voor jullie verder lekker proeven. En ik hoop je die dag lekker geniet samen met mij en Moniba Kamali. Tot volgende keer, mooi blij. Ek is Abida Dixon Mohammed. En volgende week gesels ek met die man, Ahmad Kamali, in sy kombuis.